Jy luister na die Fairies and Folklore podcast deur Ronel. Ek is donker fantasieskrywer Ronel Janse van Vieren, met meer as 'n dekade van rondsniffel in stowwerige volkskindeboeke, om wesens van verbeelding wat my nuuskierigheid aangewakker het na te vors, is ek hier om die volkskunde in 'n neutedop te deel en hoe ek dit herverbeel het vir my skryfwerk in 'n oorsprong van die vee. Hierdie is die Fairies and Folklore podcast. Hi, ek is jou gasvrou Ronel Janse van Vieren. Noem my sommer net Ronel. In vandag se episode gaan ons voort met ons verkenning van die veeryk. Hierdie episode is geborg deur my boek Eens, Verhale, Mythes en Legendes van Fairy, beskikbaar in meeste formate. Leer meer oor hoe Fairy se geheime onthul word deur te gaan na ronelthemythmaker.com/my-books. Ek kan aan my tyd om die podcast te maak, navorsing, skryf, opnames en so meer, borg deur vir my 'n koppie koffie te koop. Dit kan 'n eenkeer ding wees, of jy kan dit weer in die toekoms doen. Ga na buymeacoffee.com/Ronel om my te ondersteun. Ons gaan voort met ons verkenning van die sterkste spelers van Fairy. Vandag se vee, die donker koning. Volkskunde in 'n neutedop deur Ronel. Die naaste aan 'n donker veekoning wat ek kon vind, was die uilkoning, vir ewig en vers deur Johann Wolfgang van Goethe en getransponeer deur Franz Schubert. Daar is vertaling na Engels deur Sir Walter Scott. Basies staan die uilkoning in die Germaanse volkskunde bekend as 'n donker en sinistere elf wat in die woud woon en het geniet om kinders te bekruip en dood te maak. 'n bekende veekoning, meestal te danke aan Shakespeare se Midsummer Night's Dream, is Oberon. Hierdie veekoning was gewild in middeleeuse en renaissance literatuur. In sommige verhale help hy mense met hul soeke, in ander is hy 'n liefdesdriehoek, eg en waan, met Mab en Titania. Nadat die Tuatha Dé Danann deur die Milesiërs in Ierland verslaan is, het hulle besluit om hul huise onder die aarde te maak. Ingange was grotte, fonteine, krake en ander slim maniere. Hulle is gelei deur Finwë of Finwara, seun van Dagda. Hierdie veekoning was lief vir feeste en het gereeld sterflike vroue gelok om by hom aan te sluit, en hulle het gewoonlik ongedeer teruggekeer huis toe na 'n nag van dans. Hy was ook lief vir perde en het 'n ros met vlamme vir oë gery. Dit is waarskynlik die beste om weg te bly van spookagtige woude. En nou vir my interpretasie van die vee, in 'n oorsprong van die vee, die donker koning. Die donker koning, die Anseli koning, die vee koning, Kirin. Hy regeer die donker vee, die donker lande, en sy eie kasteel daarbinne. Selfs die ongesiene menigte gehoorsaam hom. Hy verkies om te lyk soos die moderne uitbeelding van 'n aantreklike vampier in 'n paranormale liefdesroman om redes wat onbekend is. Hy hou daarvan om chaos te saai, veral wanneer dit sy groter doelwit van meer krag sal dien. Hy volg sy eie reëls en gee nie om wat ander van hom dink nie. Hy verkies om met vrees te regeer. Hy is net so magtig soos die veekoningin. Hy het oomblikke van vriendelikheid, al word dit ver oortref deur sy geneigtheid tot wreedheid. As 'n klein bonusie, kom ons kyk na veekoning oorvertaal na Afrikaans. Fairy King. En donker koning, Dark King. Ek hoop dat jy hierdie episode van die Fairies and Folklore podcast geniet het en dat jy iets nuuts oor die vee geleer het. Onthou dat jy 'n transkripsie van hierdie episode in die beskrywing kan kry. As jy nuut is by die podcast, hoekom nie na my webtuiste ronelthemythmaker.com gaan en 'n gratis kopie van Ongesiens, die tweede boek in die veeverhaalreeks kry nie? Toe 'n volkskunde, toorkrag en gevaar wag. Pas op!